Plaas saam met my na 'n redelik bekende gedeelte in die Psalms, Psalm 16. Ons gaan vanoggend die eerste 7 verse lees van Psalm 16. Dit is 'n Psalm, is 'n gedig van Dawid wat Dawid geskryf het. En ons gaan net die eerste 7 verse lees en daarna gaan ons saam bid. Psalm 16, ek lees voor van vers 1. 'n gedig van Dawid. Neem my beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Die afgode in die land, so aantreklik verby. Met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Net tot sover. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons net saam. Almagtige God, Hemelse Vader, die Here, ons is opreg dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees in U teenwoordigheid. Here, ons is dankbaar vir die reën wat U gestuur het en ons eer U, Here. En Here, so met die reën saam, dan besef ons net weer opnuut dat U is daadwerklik God, Here. U is in beheer. U is die skepper God, Here. Daar's niks wat nie onder U beheer is nie. En Here, hierdie wete gee vir ons vertroosting. Here, U sê in die woord in Efesiërs 1 vers 11 dat daar niks sal gebeur volgens die raad van U besluit nie. Here, al gebeur wat in die wêreld, al die dinge hoe donker, hoe hartseer, hoe tragies en hoe moedeloos, Here, ons weet dat U bly nog steeds God en U bly in beheer. En ja, Here, ons verstaan nie altyd U weë nie. Maar ons kom vanoggend, Here, ons besef ook ons tekortkominge. Ons besef ook, Here, dat ons is afhanklik van U. En Here, ons dink aan die woorde van Paulus wat sê, ons ken ten dele. Maar dankie, Here Jesus, dat ons U kan ken. U wat soewerein is. U wat driemaal heilig is. Here, U die een wat waardig is om al die lof te ontvang. Want ons weet, Here, U is Immanuel, God met ons. Ons bid vanoggend, Here, vir ons dorp, vir ons land, Here, waar U woord sy loop gaan neem. Ons gebed is, Here, dat dit asseblief op vrugbare grond sal val. En Here, dankie vir U genade. U genade wat onbeskryflik groot is. U genade wat vir ons nuut is elke môre. En U genade wat vir ons deurdra. Kom, Here Jesus, en word U verheerlik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Soos ek genoem het, is hier 'n gedig wat Dawid geskryf het, dis 'n Psalm wat Dawid geskryf het, en ons heel eerste punt wat ons raak sien, is, die Here is ons beskerming. So Dawid kom hierso, en as ons mooi gaan lees, dan sien jy mens, Dawid begin nie met selfvertroue nie. Hy begin nie en kom sê, maar hoor hierso, ek is hierdie sterk man, ek is hierdie skaapwagter wat al baie leeu's doodgemaak het, ek is Dawid, ek is hierdie belangrike ouetjie nie. Hy kom nie met selfvertroue nie, hy kom en hy besef dat hy wat Dawid is afhanklik van die Here. Hy het die Here werklik nodig, want hy is in die nood. Ons lees in Psalm 46 vers 2, en dan gaan ek Psalm 121 vers 2 lees. Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. En dan in Psalm 121 vers 2, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. So in Dawid se nood besef hy, dat hoor hierso, ek het die Here nodig.
En dis iets wat ek en jy as kinders van die Here ook moet besef. Baie keer as ons in die nood is, dan wil ons so half self probeer om dinge op ons eie manier uit te sorteer. Ek wil planne maak en ek wil hierdie ding regmaak en ek wil dit so doen en ek wil dit dat doen, maar ek dink wat belangrik is om te besef dat hoor hierso, ek is 'n mens, ek is feilbaar, ek het die Here nodig. As jy die Here liefhet bo alles, dan sal jy werklik besef, soos Dawid besef, dat ek is heeltemal afhanklik van die Here. Want jy sien baie keer as baie mense wat die Here net nodig het in tye van nood. En dis nie hoe dit moet werk nie. Ons moet in alles wat ons doen, moet ons weet en besef dat ons is afhanklik van die Here. Ons almal ken Spreuke 3 vers 5 en 6 wat sê ons moet die Here ken in alles wat ons doen, dan sal hy ons paai gelyk maak. Maar die feit dat die Here ons beskerm, dat hy ons beskerm, dit beteken nie dat niks slegs ooit met ons sal gebeur nie. Want as baie mense die voorspoedteologie wat vir jou sal sê, hoor hierso, kind van die Here, jy hoef nie bekommerd te wees nie, alles sal altyd met jou goed gaan, want die Here is aan jou kant. Hy is God, hy is almagtig, alles sal vir jou ten goeie uitwerk. Maar in hierdie Psalm sien ons, dis nie die waarheid nie, want Dawid is in die nood. Dawid, hy is bang vir sy lewe. Ons lees in vers 10, sê hy die volgende: U gee my nie oor aan die dood nie, U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. So Dawid besef, hy is in die nood, hy is in die moeilikheid. En vir ons as kinders van die Here, daarin is vir ons vertroosting om te weet, dat die Here is altyd by ons. Veral in tye van nood, is ons nie alleen nie, al voel dit baie keer so, maar ons weet, ons hulp kom van die Here af. Want ons is nie alleenig nie, want die Here beloof vir ons telke male in sy woord, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Want hy is Immanuel, God met ons. Hy is altyd by ons. En hier kom Dawid, hy is in die nood, hy maak nie staat op homself nie. Wat doen hy? Hy roep die aangesig van die Here aan. Hy roep die Here aan en hy besef, ek is in die nood en ek het die Here nodig. Ek kan nie 'n tree versit sonder die Here Jesus nie. Want baie keer in ons eie lewe, dan kom 'n moeilike tye oor 'n mens se lewe. Dan moet jy besef, maar ek het die Here nodig. Hoor jy, daar's 'n Psalm wat ek met julle wil deel. Ek dink jy het al raak gelees, Psalm 50 vers 15. Wat sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Het jy dit al raak gelees? Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Het dit al met jou gebeur? Het dit al met jou gebeur? Ek het getuig van baie kere wat ek regtig benoud was. Ek onthou, klompie jare terug toe ons kinders nog klein was, in die winter raak die kleintjies mos gou siek met koors en alles. Ons nog in Bethel gebly. Kyk, in Bethel 2 die middag maak alles toe. Hulle rol die strate op, die straatligte sit hulle af. So, en baie kere raak ons kinders siek. En dan het hulle koors. En ek onthou 'n paar keer, dan het ons reg benoud geraak. Dan het ek gebid en vir Here gevra, Here, nou moet U vir ons help asseblief. En ek kan eerlik getuig hoe die Here baie keer hulle aangeraak het, dan die koors gebreek. En dit is regtig so, dat ek en jy, hier kom Dawid het ook hierdie gesê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, en jy sal my eer. Maar wat belangrik is, jy sien, baie keer roep ons die Here aan in die dag van benoudheid. Dis die maklike gedeelte, om die Here aan te roep, om te sê, Here, help my. Maar wat maak ons as die Here ons uitgehelp het? Eer jy hom. Onthou julle die gelykenis van die 10 melaatses. Die Here maak 9 gesond, maak al 10 gesond, né? Hoeveel draai om en sê vir die Here, net een. Net een draai om en sê, Here, dankie. En die Here sê, maar waar is die ander 9 dan? Jy sien, dis hoe ons as mens is. Ons is gou om die aangesig van die Here te roep, as ons in die nood is. Dan is ons om te sê, Here, help my, Here, ek het U nodig. Maar ons vergeet, nadat die Here ons gehelp het, dan vergeet ons om vir die Here te sê, Here, dankie.
Here, ek loof U dat U my gered het. Here, ek is dankbaar dat U vir my deurgekom het, dat U my gebede verhoor het. Want ons aanbid 'n lewende God. Die tweede punt, daar's niks beter as om by die Here te wees nie. Vers 2, ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar's vir niks goeds nie, behalwe by U. Wie het ons behalwe God? Wie is die een wat ons versterk, wanneer dinge vir jou voel asof dit net te veel raak? Na wie toe gaan jy, as die storms van die lewe om jou woed? Hier kom Dawid, en ons sien duidelik, Dawid gaan na die Here toe, want hy sien, Dawid het die Here lief. So met ander woorde, as jy die Here waarlik lief het, bo alles, dan weet jy, hoor hierso, daar's vir my niks belangriker, as my liefde vir die Here Jesus nie. Want hy is die een wat my sal deurdra. My geloof, my hoop, my vertroue is in die Here. Nie myself nie, nie my eie vermoëns nie, nie my eie kragte nie, maar in die Here Jesus Christus. Want as jy die Here lief het, dan het jy 'n lewende hoop. En daai lewende hoop, weet jy wie's dit? Dis nie ek of jy nie, dis nie 'n instansie nie, dis die Here Jesus Christus. Hy is ons hoop. Hy is ons anker in tye van nood. Psalm 73 vers 25, Asaf sê die volgende: Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Vers 26. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan Hom behoort ek vir altyd. Al is ek afgetakel, al voel dit vir my, die lewe druk vir my, ek kan nie meer nie. Die Here is nog steeds by my, en hy is die een wat my optel. Jy sê, ons as kinders van die Here, ons ware rykdom, hoor jy, ons ware rykdom lê nie in besittings nie. Dis nie wat jy het nie. Ons ware rykdom is in die Here Jesus Christus. Dis waar ons rykdom lê. As jy waarlik die Here lief het, as jy waarlik gered is, dan sal jy saam met my stem, net soos Dawid sê, maar hy is meer as vir my genoeg. Daar is niks belangriker as die Here Jesus nie. Geef vir enigiets anderste, dis nie vir my so belangrik nie. Ek het een begeerte, en dis dat die Here my koning sal wees. Dat ek Hom sal dien, daar's niks meer belangriker vir my, as om te weet, dat die Here is my God nie. Volgende punt, bly weg van ander gode. Vers 3 en vers 4. Die afgode in die land is so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen nie. En dan vers 4, mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Afgodery bring hartseer, en dit bring skade. Dit vat jou weg van die Here af. Jy weet, ons lewe in 'n tyd waar daar baie gode is, waar mense baie godsdienstig selfs is. Jy weet, daar word al selfs gesê, daar's baie paaie na die hemel. Daar's baie godsdienstige paaie wat na die hemel lei. Maar dis nie wat die Bybel leer nie. Die Bybel leer vir ons in Efesiërs 4 vers 5, daar's een Here, daar's een geloof. So die wêreld sê vir ons, nee, daar's baie ander maniere, hoe ons by die Here God kan uitkom. Die wêreld sal sê, ons almal aanbid een God in elk geval. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Ons aanbid nie een God nie. Ons aanbid die God van die Bybel. Dis die ware God. Daar's baie ander valse gode. Maar die probleem is in vandag se tyd, jy sien mense raak gou desperaat, want hulle het die gesindheid van, maar ek het gebid, maar die Here het nie gehoor nie. Of hulle sal vra, maar wat het die Here al vir my gedoen? Want hier is ek op die aarde, en het gaan net sleg met my. Ek vra vir die Here, maar dis die een ding op die ander ding. Ongelukkig het die wêreld 'n wanbegrip oor wie God werklik is. Want jy sien, die wêreld verkondig hierdie boodskap, dat hoor hierso,
As jy 'n kind van die Here is, dan is dit die Here se werk om seker te maak dat jy as sy kind gerieflik is. Hoor jy so, dat niks slegs met jou sal gebeur nie. Dat jy so belangrik is. Hy gaan jou so half in watte toedraai, dat niks slegs jou sal tref nie. Dat jy gevrywaar sal word van siekte, van slegte dinge, van misdaad. As jy 'n kind van die Here is dit die Here se werk, ek sê dit weer 'n keer, dat hy sal seker maak, dat jy geen probleme sal ervaar nie. Dis die verwagting van die wêreld. Maar dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. As jy gaan lees, net in die Nuwe Testament, hoe Christene vervolg is. Paulus sê vir Timoteus, elkeen wat godvrugtig verlewe, sal vervolg word. Gaan lees jy Hebreërs 11, dan sien ons hoe Christene wreed vervolg is. So die boodskap van die wêreld is verwronge, is nie die waarheid nie. Matteus 6 vers 24. Niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Jy sien, is nie die Here Jesus of niks. Is of alles of niks. Is of hy of niks. Want hy alleen is God. Daar is nie 'n ander God as hy nie. Die wêreld sê daar is. Die wêreld sê daar is baie gode. Maar dit is valse gode. Ons moet hoor wat die woord van God vir ons sê. Ons moet die God van die Bybel aanbid. Die enigste ware God. Hom moet ons aanbid. Hom moet ons na toe gaan in tye van nood. Na hom toe moet ons gaan, want hy is die een wat ons versterk. Nie die gode van die wêreld nie. Wonderlike erfenis. Psalm 16 vers 5. Verskoon tog. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Dan vers 6. Die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. So hierdie erfenis, weet jy wat is dit? Dis nie iets wat jy fisies erf, dis nie besittings nie. Hierdie erfporsie waarvan Dawid praat, dis die Here Jesus Christus. Die dag as jy die Here aanneem as jou verlosser en saligmaker, dan kan jy ook saam met Dawid uitroep, ek is 'n erfgenaam van Jesus Christus. Want jy sien, nou is ek deel van die koninkryk van God. Want jy sien, vir Dawid het dit nie gegaan oor besittings en erfporsies en al die wonderlike goed nie. Vir hom het dit gegaan oor die Here Jesus Christus. Dis die belangrikste erfenis wat daar ooit sal wees. Dis die Here Jesus Christus. Want die Bybel sê vir ons, hy is die weg, die waarheid en die lewe. 'n baie bekende gedeelte, Jesaja 9 vers 5, veral nou hierso wanneer ons nader en Kerstyd kom. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. En ek wil hierdie ding die tweede keer sê. Kind van die Here, sy rykdom is in God self. Christus is ons erfdeel. Vergeet van besittings en aardse goed, want dit hou nie vir altyd nie. Jy kan dit nie saam met jou vat die dag as jy jou laaste asem uitblaas nie. Vir ons as kinders van die Here, die belangrikste erfdeel wat daar is die Here Jesus Christus. Die Bybel leer dit vir ons in Efesiërs 1 vers 11. In hom, wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. So die dag as jy die Here aanneem as verlosser en saligmaker, dan is jy deel van die koninkryk van God. Dan kan jy saam met Dawid stem, maar Here, daar's vir niks belangriker as U nie. Jy sien, dis die taal van iemand wat die Here werklik lief het. Dis die taal van iemand wat besef, maar die Here God is vir my meer as genoeg.
Ek is tevrede dat hy die groot ek is. Ek is ver genoeg met dit wat hy vir my doen, en dit wat hy nog vir my gaan doen. Ek is nie half bakkant en so half, hoor Here, maar Here, ek is nie tevrede nie. Here, U is nie vir my genoeg nie. Iemand wat die Here waarlik lief het, sal nooit die woorde sê, maar die Here is nie genoeg vir my nie. As jy die Here waarlik lief het, en jy besef, maar hy is my erfenis, my rykdom kom van hom af, dan sal jy besef, maar hy is meer as genoeg. Weet jy wat is die belangrikste ding in die wêreld? Nie rykdom nie, nie jou familie nie, nie jou vriende nie. Die belangrikste ding in die wêreld is om die Here Jesus lief te hê bo alles, en om hom te dien. Daar's niks belangriker as dit nie. Is jou liefde vir die Here. In vers 7, en ek wil daarmee afsluit, vers 7 gaan Dawid en hy vat dit 'n stapie verder as hy praat oor sy blydskap vir die Here. Ek wil dit vir julle lees, maar ek gaan lees uit die boodskap uit. Ek sal die Here prys. Ek wil sy naam groot maak omdat hy my hand vat en my op die regte pad lei. Selfs as ek slaap, weet ek, hy is by my. Selfs as ek slaap, dan weet ek die Here is by my. Daar's nie beter vertroosting as dit nie. Dawid het geweet wie sy God is. Dawid wat in die nood was, roep die Here aan. En hy sê, en hy maak 'n belydenis, en hy sê, maar Here, daar's vir my niks belangriker nie. Al is ek in die nood, al staar ek die dood fisies in die oë. Here, ek wil by U wees, want in U hande is ek veilig. En dis waar ek en jy moet wees. Om te besef, maar daar's vir my niks belangriker op hierdie aarde, as om werklik te weet, dat ek is in die hande van die Here nie. Want die Bybel leer vir ons, niemand kan jou uit die Vader se hand uitruk nie. As jy waarlik kind van God is, dan is jy 'n erfgenaam. En jou erfdeel is die Here Jesus Christus. En dit beteken, eendag, as jy jou laaste asem uitblaas, dan is jy by die Here Jesus Christus. En daar's niks beter as dit nie. Mag die Here gee dat ons werklik in hierdie tyd, waar ons nou die Kersseisoen nader, maar ons sal besef, dat ons het die Here nodig. Ons is afhanklik van die Here. En dat jy, dis 'n mooi Afrikaanse woord, vergenoeg sal wees. Tevrede sal wees met dit wat die Here vir ons bied. Dat ons nie soos die wêreld sal wees en ongelukkig nie. En dat ons nie soos die wêreld sal wees en vir ons 'n God wil bou. 'n God wat volgens my pype dans nie. 'n God wat as ek my vingers klap, dan moet hy maak soos wat ek sê nie. Want so 'n God is 'n valse God. Ons moet die God aanbid van die Bybel, waar ons gehoorsaam is aan hom, waar ons afhanklik is van hom, en waar ons doen wat hy van ons verwag, nie andersom nie. Hy is God, hy is die skepper, hy is almagtig, ons is die maaksel, ons kan nie vir hom voorskryf nie. Kom ons sluit af. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons is so dankbaar vir die wete dat U 'n skepper God. Here, dat U die een is wat altyd by ons is. Dat U ons nooit begewe of ons nooit verlaat nie. En Here, ons weet ook dat in hierdie lewe, Here, ons is nie gevrywaar van slegte dinge nie. Maar ons weet, Here, dat al gaan ons deur 'n dal van doodse skaduwee, ons hoef nie onheil te vrees nie, want Here, U is by ons. U is die een wat ons vertroos. U is die een wat vir ons weer versterk. En U is die een wat vir ons hoop gee op die dag van môre. Here, ons geloof, ons hoop en ons vertroue is in U. U wat die Alfa en die Omega is, die begin en die einde. En kom, Here Jesus, en word U verheerlik in alles wat ons doen. In Jesus naam bid ons dit. Amen.